Kom ons gesels 'n bietjie meer oor God se liefde. God se liefde is vir my soos 'n vuur wat jou nie verteer nie, maar wat jou suiwer. Dit brand weg wat seer maak en dit lig ons op in tye waar dit moeilik gaan en donker is, en dit bring 'n warmte waar daar eers 'n koue en 'n doodsheid was. Sy liefde is vir my ook soos 'n fontein. Dit is onophoudelik, lewenskragtig en vol vars water wat jou dors les. Ek weet nie of iemand al ooit moes met braakwater probeer oor die weg kom nie. Dit werk nie dood eenvoudig nie. Wanneer ons deur storms gaan, is dit maklik om te voel of ons verlate is en gebroke is, maar God se liefde herstel ons. Dit is vir my 'n werklikheid wat ons omskep en wat 'n nuwe vlam in ons binneste laat brand. Iets wat vir ons weer van binne af nuwe moed gee, nuwe lewe gee. Dit is ook 'n stroom van water wat net nooit opdroog nie, wat ons sterk maak, wat vir ons die krag gee om te kan aangaan. In Sagaria 13 vers 19 lees ons: Ek sal hulle smelt soos silwer gesmelt word en hulle toets soos goud getoets word. Wanneer silwer gesuiwer word, word dit deur 'n vuur geblaas om al die vuil goed uit te haal. Net so werk God se liefde in ons lewens. Nie om jou te vernietig nie, maar om ons skoon te maak, sodat ons regte waarde, om dit wat belangrik is, te laat uitkom en te openbaar. God sien nie ons gebrokenheid nie. God sien nie ons vlekke en ons skuld en al daai goed raak nie. Hy sien slegs die goud, die silwer, die kosbare in ons raak. En God gebruik sy liefde om ons te verkoop, om ons weer sterk te maak. Ons lees in Jesaja 44 vers 3: Want ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond. Ek sal my gees uitstort op jou nageslag en my seën op jou nakomelinge. Dink aan 'n droë woestyn wat vir maande geen reën gesien het nie. Dan skielik breek hierdie wolke op en dit stort reën en hierdie droë grond word groen en begin blom. Dit is God se liefde vir ons. Dit is wanneer dit droog is en dor is en wanneer ons moedeloos voel en dink daar's nie meer lewe nie, dan kom sy liefde oor ons en dan sien ons weer die mooi en dan sien ons hoe groei hierdie dor land skielik. Wanneer ons moeg en moedeloos word, wanneer ons harte soos 'n droë land voel, stort hy sy liefde oor ons uit en bring hy vir ons nuwe lewe. God se liefde maak ons ook 'n lig vir ander. Matteus 5 vers 16 sê: Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Wanneer 'n kers flikker en in 'n donker vertrek geplaas word, dryf dit duisternis weg. Onthou, lig verdryf duisternis. As daar nie lig is nie, dan leef ons in donker. En jy kan nie donker regtig wegvat nie. Jy kan donker slegs elimineer deur lig. En dis God se liefde. En is daai liefde wat deur ons moet skyn. Ons word 'n kampvuur waar die wat moeg is, die wat moedeloos is, kan kom rus. Dit is wat ons moet wees. Kyk, 'n kampvuur trek enige iemand nader. En dit is wat God wil hê ons in hierdie wêreld vir die wêreld moet wees. Laat God toe om jou te suiwer. Laat sy fontein toe om jou te voed, sodat jou lig kan skyn en jy 'n verskil in ander se lewens kan maak. En sodat jy ook hoop kan hê vir die toekoms. Hoe meer jy God toelaat, hoe meer kan jy reg kry. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat U ons God is en dat U ons nooit sal los nie. Dat U 'n vuur is wat ons skoon maak, dat U 'n fontein is wat ons voed en dat U 'n lig is wat ons lewens rig op die pad. Help ons ook om dieselfde vir die mense rondom ons te wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.